'n hartlike goeiemôre aan elkeen van julle vanoggend. Mag vanmôre vir jou 'n besonderse ervaring wees wanneer ons kom in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. Mag jy vanmôre ervaar dat die Here naby aan jou is en mag jy weet dat jy besonder belangrik is vir die Here, dat jy 'n besonderse mens is. Ek gaan vir ons weer met 'n gebed net open en vra dat die Here sy woord vir ons sal oopbreek. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus, U Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees voor U vanmôre. U sê waar 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek by julle wees. En U sê ook in die woord dat U woon onder die lofsange van U volk. En as ons vanmôre sing tot eer van die Here, dan weet ons, Here Jesus, U is op 'n baie besonderse manier vanoggend by ons. En U wil met ons praat. En daarom bid ons dat U ook vanoggend die boodskap, U woord sal seën in ons harte, in ons siele, en dat ons daarmee ook dit aan die hele wêreld gaan verkondig, hoe U oor ons dink. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons praat vanmôre oor die waarde van die mens. Hoeveel is 'n mens werd? En ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 8, vers 5 en 6. Daar staan geskrywe: Wat is die mens dat U aan hom dink? En die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Nou wanneer ons dink oor hierdie teksgedeelte en ons kyk na wat besig is om onder ons te gebeur met mense in hierdie wêreld, dan verstaan ons partykeer nie. En daarom wil ek graag vanoggend vir julle insetsel speel. Ek het vir Stampie gevra om vir ons te probeer om hierdie insetsel in te sit. En dit gaan oor Christene in die wêreld wat vervolg word en doodgemaak word ter wille van hulle geloof in Jesus Christus. Kom ons luister aandagtig daarna en daarna wil ek graag daarna 'n paar woorde oor hierdie gedeelte ook sê. I recently watched a clip from Bill Maher. He's an atheist who runs a political commentary show called Real Time on HBO. And he said something that so few mainstream voices in the West have actually recognised, and something I've been quite concerned about for some time. And that's, of course, what's happening with Christian persecution across the world at the moment. He said and raised awareness of Nigeria, where there's an ongoing attempt to violently eliminate Christians from the populace of the country. Now, admittedly, this clip went viral, with Bill exclaiming, "How can we not know this is happening? Why aren't people up in arms about this level of persecution?" It's incredible that it fell on a leftist comedian to actually be the first person to break the silence on this critical issue, and I actually do commend him greatly for doing so. As I mentioned, it has been an issue close to my heart for many decades, and I've been very proud to support A Voice of the Martyrs, who is actually an organisation working to rehabilitate and reunify families who've been torn apart because of this persecution. I feel it's important to use this platform also at times to perhaps raise awareness of things that people might not always know about or have the opportunity to read about. In fact, Christians are, according to this data, the most persecuted religious group on earth. Over 380 million Christians now face extreme levels of persecution and discrimination for their faith. That's an increase of 15 million from the previous year.
From October to September 24, approximately 4,476 Christians were killed for their faith globally. The scale of persecution as well extends far beyond fatalities, encompassing systematic imprisonment, forced displacement, church destruction, social ostracization, and this is across multiple continents. The data also reveals a troubling escalation in violence, with 1 in 7 Christians worldwide facing high levels of persecution and discrimination. In Africa, this ratio increases dramatically to 1 in 5, while in Asia, 2 in 5 Christians experience persecution. These statistics represent not just numbers, members, but individual lives torn apart by religious hatred and, of course, systematic oppression as well. As a member of the Australian Christians Party, it is my duty to cast light on this plight of Christians worldwide. This is the first time I'm doing so in this chamber, but looking at these stats, I doubt it'll be the last. As Bill Maher pointed out on his show, Nigeria actually remains the deadliest country for Christians globally, where over 100,000 Christians have been killed since 2009. Reports also indicate that an average of 30 to 32 Christians are murdered daily in this country. Some major incidents in this country include the Sankara massacre in April 2025, where sadly more than 70 Christians were hacked to death in the Benue state. Between June, there were multiple coordinated attacks where at least 218 people were killed and over 6,000 displaced in a spate of assaults, mostly on Christian villages in Benue state. The violence resulted in the destruction of, this is incredible, I couldn't believe it when I read it, 19,000 churches and the displacement of over 1,100 Christian communities and the abduction of more than 600 Christian clerics, including 250 Catholic priests and pastors. In the Democratic Republic of Congo, brutal attacks continue on Christians where they systematically seem to be attacking people when there's worship services ongoing. In February, militants from the Allied Democratic Forces rounded up 70 Christians and took them to a church in Kasanga and killed all 70 inside with machetes and hammers. Between July, we had the Commander Prayer Vigil, where Allied Democratic Forces killed over 40 people, including children, during a nighttime gathering, peaceful gathering at a Catholic church. This has intensified in China as well. In April of this year, 9 Chinese Christians received prison sentences of up to 4 years and fines between 500 and 1 million yuan for distributing Bibles in Inner Mongolia. In June, 5 pastors in China also received criminal sentences for attending just a Bible conference. 4 Christians were arrested for attending conferences in South Korea and Malaysia alone. These are worrying stats. Christian persecution is widespread and it is ongoing globally, yet it is almost entirely ignored in Western press. We never hear about it, we never see it. We have to do more to shine a light on the violence and oppression being visited on these people for no reason other than the fact that they are followers of Christ. Not only to highlight their stories, but to make us think deeply in the West about religious persecution and actually what religious freedom means. Today, I encourage everybody listening to pray for those incredible Christians who are proudly standing with their families, who are standing in their faith, and thank God that we live in a nation where our faith, might be disrespected, might be mocked, might be belittled, but we can actually worship freely, we can gather freely, and we can do so without fear of imprisonment, fear of murder, and fear of being kidnapped. Thank you. Ja, dit is 'n baie interessante statistiek wat deurgegee word van hoe Christene reg oor die wêreld met hulle lewe moet boet, met hulle families moet boet, ter wille van die naam van Jesus Christus. En toe ek hierdie reel vir die eerste keer gehoor het ek weer eens net begin besin oor die waarde van 'n mens. Hoeveel is 'n mens werd op hierdie aarde? 'n Professor met die naam van professor Joad, sy van is Joad, het 'n studie gedoen en hy het gesê, die mens
bestaan 7 gedeeltes. Hy bestaan uit 7 elemente. Hy bestaan uit genoeg vet om 7 koekies seep van te maak. Hy bestaan uit genoeg suiker uit om 12 koppies tee te versoet. Potas om 1 huiskraantjie of speelgoed huiskraan op te blaas. Hy bestaan uit genoeg yster uit om 1 medium spyker mee te beslaan. Hy bestaan uit genoeg magnesium uit om 2200 vierhoekiekoppe van te maak. Kalk om 1 hoenderhok mee uit te wit. En sulfar om 1 hond se vloeiprobleme op te los. Dit is die totale som van 'n mens waaruit hy bestaan, uit die elemente waaruit hy bestaan. 'n Onlangse studie het ook aan die lig gebring dat wanneer jy 'n mens sou vat, soos wat jy 'n skaap of 'n bees of 'n bok sou vat, en jy sal hom nou opsny in lekker snitte, jy weet, soos 'n ribbetjies en 'n lekker ou bout en miskien 'n skenkel en miskien jy weet, choppies opsny of miskien verstew. En jy op die einde van die dag ook die bene van 'n mens vat en jy sal dit verwerk tot beenmeel vir hoenders en vir diere. Dan sal jy, wanneer jy al hierdie elemente sou verkoop, ongeveer R2500 vir 'n mens kan kry. Dit is nou afhangende van, jy weet, hoe groot jy is en hoeveel spiermassa jy het en dis meer. Mense wat nou van geringe strukture sal nou natuurlik bietjie minder werd wees as ouens soos ek wie se geraamte baie diep is. Wat is die mens? Ons sien in vandag se lewe dat 'n mens se waarde is eintlik niks. En dit word basies toegeken aan slawerny. In die Bybel lees ons van slawerny, maar het julle geweet dat die hedendaagse slawerny, wat ook bekend staan as eie tydse slawerny, nog steeds in gebruik is vandag en nog steeds bestaan. Na ramings van die aantal slawe vandag wissel dit van 21 miljoen tot 29 miljoen tot 46 miljoen mense. En dan kry ons ook moderne slawerny, wat 'n multibiljoen rand bedryf is. En namens raming die FSA ongeveer $35 miljard per jaar genereer. Die Verenigde Nasies beraam dat so wat 27 miljoen tot 30 miljoen individue tans in slawehandel vasgevang is. Kan jy dit glo? Miljoene mense rondom ons is in een of ander vorm van mensehandel of slawerny vasgevang. In Indië word daar beraam dat hulle die meeste slawe in enige land het, en dit is soveel as 18,4 miljoen. China is die tweede meeste mense, en dit is ongeveer 3,4 miljoen slawe. Gevolg deur Pakistan, 2,1 miljoen, Bangladesh, 1,5 miljoen, Oezbekistan so ongeveer 1,2 miljoen. Nou volgens die persentasie van die bevolking wat in slawerny leef, as jy nou na die individuele bevolking gaan kyk, Indië is die meeste mense op aarde, gevolg deur China, het Oezbekistan die meeste, wat ongeveer 4% van die totale bevolking beslaan. Gevolg deur Kambodja, 1,6 miljoen, of 1,6%, Indië is 1,4% en Qatar is 1,4%.
Mens kan dit amper nie glo dat die menslike liggaam, die menslike lewe so min werd is in die oë van mense nie. In Mauritanië was die laaste land wat slawerny amptelik afgeskaf het in 2007. Nogtans bly 4,3% van die bevolking in Mauritanië as slawe. Hoewel dit in alle lande onwettig is, bestaan slawe vandag steeds in talle forme. Nou, ons leef in 'n demokrasie vandag, en selfs in die demokratiese, gevorderde demokratiese nasies, byvoorbeeld in Brittanje, waar die Departement van Binnelandse Sake raam dat daar tussen 10.000 en 13.000 slagoffers in Brittanje alleen in 2015 slawe was, of in slawerny verkeer. Nou dit sluit verskillende soorte van gedwonge werking, soos gedwonge prostitusie. Brittanje het onlangs pogings aangewend om moderne slawerny die stryd aan te sê met die moderne slavernywet wat in 2015 afgevaardig is. Dis nie eens 10 jaar gelede nie. Daar word nou van groot kommersiële organisasies vereis om in elke finansiële jaar 'n slawerny en mensehandel verslag oor hulle verskaffingsketting uit te reik. Ons sien dus, as ons vanmôre na die woord van die Here gaan kyk, wat is die waarde van die mens? Dan moet 'n mens besef dat volgens Global Slavery Index is daar ongeveer 45,8 miljoen mense wêreldwyd in mensehandel vasgevang. Dit is ongeveer die bevolking, amper die bevolking van Suid-Afrika. Kom ons kyk 'n bietjie na Suid-Afrika. In 2014 was Suid-Afrika, die mense, die land waarin ons bly, die mense rondom ons, die 126ste uit 167 lande op 'n ranglys met 'n beraamde 106.000 mense wat vasgevang is in mensehandel. En net 2 jaar later, in 2016, is Suid-Afrika, het hy gedaal na, of gestyg na die 27ste op hierdie selfde ranglys, met ongeveer 248.700 slagoffers. Kan jy dit glo? Dit was 9 jaar gelede. Vandag is die syfer baie hoër. Maar wat is mensehandel dan? Mensehandel is moderne slawerny. Mensehandel behels die werkwing, vervoer, die oordrag, die herberg of ontvangs van persone, deur middel van bedreiging of die gebruik van geweld of ander forme van dwang. Dit is nou deur ontvoering, deur bedrog, deur misleiding, die misbruik van mag, die misbruik van kwesbaarheid met die belofte van vergoeding of betaling. Weet u, dit kan selfs in die werksplek vandag wees, waar hierdie misbruik van mag en die misbruik van die kwesbaarheid, veral vroue in die werksplek, met die belofte van vergoeding of betaling gebruik word om mense onder hulle mag te verkry. Die uitsluitlike doel van mensehandel is altyd uitbuiting. En ons kry dit. Ons kry dit om ons elke oomblik van die dag. Dis is mensehandel nie beperk tot die volgende, of mensehandel sluit in, maar is nie beperk tot die volgende nie. Slawerny, ons kry dit in huwelike ook vandag, prostitusie, kinderprostitusie, pornografie, kinderpornografie, kuberpornografie, dwangarbeid, kinderarbeid, die verwydering van ledemate en organe,
Ook die bevrugting van 'n vrou met die doel om die baba te verkoop, die sogenaamde baby farms, kinderhuwelike, onwettige aannemings en in sommige gevalle wettige aannemings en dan ook ukutwala. Nou my liewe broer en suster, ukutwala beteken letterlik om te dra. En dit gebeur hier in Suid-Afrika. Die tradisie van ukutwala was om uitgerekte huweliksrituele te vermy. Die man het die toekomstige bruid ontvoer om sodoende die familie te dwing om vinniger toestemming tot die huwelik te gee. Nou tans het ukutwala 'n nuwe blaadjie gekry hier in Suid-Afrika. Meisies so jonk as 12 jaar ontvoer en verkragt deur 'n bendemans om die ouer sodoende te dwing om die meisie as 'n bruid aan hulle te gee. Navorsing wys dat 56% van meisies wat HIV positief getoets is tussen die ouderdomme van 12 en 19 deur die tradisie van ukutwala HIV of vigs opgedoen het en as 'n kind in huwelike moes tree. Ongeveer 10.000 meisies is slagoffers van kinderhuwelike in Suid-Afrika. Suid-Afrika staan bekend as 'n bron of 'n transito en 'n eindbestemmingsland. Nou as bronland is Suid-Afrikaanse slagoffers gevind in Malawi, Venezuela en Brasilië. Suid-Afrikaners word gesmokkel na Europa en die Midde-Ooste vir dwangarbeid en prostitusie. Mense is belangrik. John Newton het gesê, "How unspeakably wonderful to know that all our concerns are held in hands that bled for us." Psalm 8 vers 5 en 6 sê, "Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon." Hoekom word daar so min waarde geheg aan mense vandag? Terwyl die Bybelse siening daarenteen sê dat mense vir God baie belangrik is. Die Here God het in Genesis 1 vers 26 gesê, "Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy of sy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip." Ons sien dus dat die mens in God se oë intrinsieke waarde het, meer as enige ander skepsel op die aarde. En ons waarde is nie afhanklik van ons vermoëns, ons lewenskwaliteit of ons moontlike waarde in die samelewing nie. In Matteus 22 vers 36 tot 40 het Jesus 2 gebooie gegee. Groot gebooie. Liefde vir God en liefde vir die naaste. Jesus daag ons selfs uit om verder te gaan. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader wat in die hemel is. Die rede hoekom mense vandag in slawerny en in onregverdige situasies beland en so geminag word, is omdat ons nie meer kyk na die mens deur die oë van hom wat ons
wonderbaarlik geskep het en aan ons eer en mag en heerskappy gegee het nie. Die Here het aan ons sekere waardes gegee wat vir ons belangrik is vir alle mense. En in die oë van God is alle mense gelyk. Daar is onvervreembare regte wat deur ons Skepper aan ons gegee is, soos die regte van lewe, van vryheid en die najaag van geluk. Dit is mense wat aan die Bybelse wêreldsiening vashou, wat daarna streef om die ongebore te beskerm, wat veg vir die regte van onderdruktes en werk om armes te voed en hulle lewe te verbeter. Matteus 25 vers 40 sê die Here vir ons, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringsters van hierdie broeders aan my gedoen het, van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. My liewe vriend en vriendin, broer en suster, jy soos elke ander persoon in hierdie wêreld is belangrik vir God. Mense is belangrik of jy nou met hulle saamstem en of jy met hulle verskil. Alle mense, weduwees, haweloses, weeskinders, armes, is belangrik. Vir ons is dit miskien baie maklik om te sê, net diegene wat vir ons met ons saamstem, sal ons lief hê en sal ons ag. Hulle wat niks van ons nodig het nie en wat ons nie skade kan aandoen nie. Hulle is vir ons belangrik. Maar die Here kom vandag en hy sê vir ons, jy in die oë van God is baie belangrik. Psalm 8 vers 5 en 6 handel oor die mense waarde in die lig van God se grootheid. Met ander woorde, wanneer ons na mense moet kyk, dan moet ons in die eerste plek sien, hy wat groter is as enige iets wat bestaan. Dit sê dat God die mens met heerlikheid en eer bekroon het. God het ons bietjie minder gemaak as hemelse wese. Dus is ons uniek en ons het 'n hoë posisie in die skepping. En die Bybel beklemtoon dit. Daarmee saam met die Here vir ons as mense op hierdie aarde, as beelddraers, as ambassadeurs van die Skepper God, 'n groot verantwoordelikheid gegee en 'n afhanklikheid van God gegee. Maar ook om in heerlikheid as mense op hierdie aarde te mag bestaan. Dit gaan in hierdie Psalm oor die mens se nietigheid, maar ook oor sy grootheid. Hier kom Dawid en hy besef hoe nietig die mens is in vergelyking met die grootsheid van die skepping en ook die grootsheid van God. En daarmee bevestig hy, God het aan die mens waardigheid gegee en hom verhef tot 'n hoë posisie. Die posisie van die mens in die skepping is baie belangrik. Net 'n bietjie laer as 'n hemelse wese het hy ons gemaak, met 'n hoë posisie van eer en aansien, maar ook 'n posisie van afhanklikheid van God. En wat 'n unieke posisie is dit nie, wat die menslike potensiaal se verantwoordelikheid beklemtoon. Ek en jy en ons kinders en ons kleinkinders en ons bure en ons vyande en elke mens op hierdie aarde is in ware God se groot mens. Wat beteken die mens is gekroon met heerlikheid en eer? Wat beteken dat God ons
spesiale rolle gegee het op hierdie aarde. As ek dus mense vervolg en doodmaak en met mag en met vrees probeer beheer, dan sit ek met 'n hoogmoedige trots en probeer ek om self God te speel. Maar wanneer ek en jy deur die oë van God na die mens kyk, dan besef ons dat ons deel is van God se plan en dat ons in staat is om groot dinge te doen deur sy krag. En daarmee saam kom die rol van Christus ook na ons, wat die volmaakte vervulling is van hierdie gedeelte wat ons dan sien in Jesus Christus. Hy is die goddelike seun wat mens geword het, wat homself ontledig het en wat deur God die Vader uitermate verhoog is. Daarom het God dan in die mens verantwoordelikheid gegee om te heers oor die skepping, oor alles rondom ons. En dit wat onreg veroorsaak, om nie ons monde te hou en stil te bly nie, maar om op te staan en een in woord en een in daad te wees, om te sorg vir die aarde en ook hulle wat saam met ons hierdie aarde bewoon en dan ook bewandel. Dit is baie belangrik om te weet dat elke mens, maak nie saak hoe gering of hoe groot, het geweldige potensiaal nie. God het die mens gemaak om 'n ewigheidswaarde en betekenis te hê. Nie net om te heers nie, maar dat hy ook vir ons die vermoë gegee het om te kan redeneer, om planne te kan maak en om dinge te kan doen wat almal deel is van die skepsel wat God gemaak het. En dit bring my ook by 'n ander belangrike gedeelte in die woord van die Here, en dit is Psalm 139, wanneer daar gekyk word na die ontzagwekkende wonder van menswees. Psalm 139 vers 13 tot 18 handel oor hierdie skepping van my en jou en God se betrokkenheid, wat eintlik voor ons geboorte afstrek tot aan die einde van ons lewe op hierdie aarde, maar tot in aller ewigheid. Nou en vir ewig staan daar. God, toe hy aan my en jou gedink het, en toe hy jou en my beplan het dit gedoen voordat daar nog enige skepping was. God se planning van ons ontstaan en ontwikkel, en dis omvattend. En dit gaan selfs verder as na die dood van elke mens op hierdie aarde, maar tot in die ewige lewe. Psalm 139 sê die psalmis vir ons, God het ons gevorm in die mens se skoot, en daarvoor loof die psalmis hom, omdat ek 'n ontzagwekkende wonderwerk is, sê die psalmis. Dit sluit in my binnekant, met ander woorde my gewete, in daardie intrinsieke waarde, dit wat hier binne is, my siel. En op vers 13 koppel hy dit selfs aan die niere, die betekenis wat die niere vir ons het. En interessant genoeg, die niere is iets wat dus gereken word as 'n skep, selfs voor ons geboorte. Iets wat God gegee het, nie net iets wat deur die samelewing gevorm is nie. Maar in jou niere is geskep nog voordat enige iets op hierdie aarde bestaan het. En dan ons skelet, die deel van die liggaam wat struktuur aan die tapisserie van die menswees gee, dit is ook vir ons belangrik en vir God belangrik. Dit sluit uiteindelik in al ons lewensdae wat in God se boek opgeskryf is. Dus alles wat met my en jou gebeur, alles wat in tyd saamgevang is, ken God.
En selfs daardie mense wat doodgemaak word, wat mishandel word, kindertjies wat verkragt word, dogtertjies wat ontvoer word, seentjies en maak nie saak, hierdie ondenkbare dinge wat gebeur. God weet dit. En eendag sal die oordeel van God rus op elkeen wat dit geminag het. Ons kan sien iets wat raak sien van God se gedagtes oor die oorsprong van die mens. Die prentjie wat God vir ons gehad het, voor ons nog daar was en ons toe geskep was dan volgens. Dit is waarom die Psalm sê dat hy wonderlik is, soos God hom gemaak het. Ek en jy is wonderlik. En in God se gedagtes is elke mens wonderlik. Die een is nie meer as die ander een nie. Dit is eintlik 'n onsagwekkende, oorweldigende gedagte. En of ek en jy slaap, en of ek en jy wakker is, ons is altyd in God se gedagtes, en God is altyd in ons gedagtes. Dit alles het die Here God gedoen, tot sy eer wat bo alles staan. My liewe vriende, ek en jy lewe in 'n lewe van 'n pad van verdriet. Hierdie pad van verdriet kan ook vertaal word met 'n pad van afgodery. Wanneer ons werke en wanneer ons rykdom en ons besittings en onsself, daai eie ek, hoër ag as enige iets waaraan God gedink het, is dit 'n vorm van afgodery wat pyn veroorsaak. En dit kan ook 'n vertaling wees wat die aandag vestig op afvalligheid wat dit kan meebring. Die mens het afvallig geword van die allerhoogste God, want hy sien nie God in die prentjie raak, en daarom maak hy mense seer en maak hy Christene dood. En hy doen dit eintlik aan God, en bedrieg en besteel en beroof en heers en oefen mag uit. Daarteenoor vra God dat ek en jy hom op 'n gebedspad moet plaas. Ons moet bid soos wat Dawid gebid het en gesê, Here, beproef my. Hierdie vertaling gee vir ons die woord alarm weer wat met ewig of altyd vertaal kan word. Hy sê, dit is nie soseer op hierdie lewe wat dit dui nie, maar eerder op dit wat getoets word en dit wat deur die tyd deurstaan word. Met ander woorde, Dawid bid en hy sê, Here, die pad wat van altyd af die regte een was, en wat vir altyd sal hou my op daardie pad. Hy sê, beproef my, Here, of ek op die regte pad is, of ek op die regte manier dink oor mense, of op die regte manier voel oor mense en oor hulle wat as minderwaardig geag word. Daardie pad is eintlik, Here, daar was 'n pad wat U bestem het, wat van altyd af die regte pad was. Hou my op daardie pad. En so kom die Here vanmôre en hy sê vir my en vir jou, my kind, jy is ontzagwekkend wonderlik. Jy is ongelooflik belangrik vir my. Ek ag jou hoog. En ek wil afsluit vanmôre met hierdie gedagte. Kom ons begin opnuut weer met nuwe oë na onsself kyk en ook die mense rondom ons. Kom ons sien 'n ewigheidswaarde in mense.
En mag die Here vir jou gee dit, die manier hoe jy vanmôre voel of dink, dat jy dit sien deur die bril van God. Dat al was ek en jy die enigste mens op hierdie aarde, sou Jesus nog steeds sy lewe gegee het, sy bloed laat vloei het, vir jou, vir my. Mag die Here hierdie geboodskap vanoggend aan ons ryklik seën. Kom ons sê dankie vir hom daarvoor. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ten spyte van 'n wêreld wat mense minag, wat mens sien as niks, as R2500 waarde, wat mense sien as elemente en deeltjies wat eintlik soos 'n stof in die wind is. Maar dat U ons sien as belangrik, as net minder as 'n hemelse wese, met eer en heerskappy en heerlikheid bekroon. Dankie dat U my hoog ag, elke deeltjie van my as 'n mens. Dankie Here, dat ek kosbaar is in U oë. En wanneer ek dink oor my en my medemens en selfs hulle wat my vyande is, hulle wat my wil doodmaak, tot eer van U naam, Here Jesus, dat ek U sal lief hê bo alles en my naaste soos myself. Seën ons met hierdie boodskap vanoggend, ons eer U in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Kom ons gaan vanmôre die Here loof en prys met 'n laaste lied saam en dan sluit ons hierdie diens af in sy naam. Ek wil graag afsluit met die volgende gedagte. As ambassadeurs van God op hierdie aarde, as beelddraers, al kan ons dit nie bekostig nie, is ons ongelooflik belangrik vir die Here. Ons dra hierdie beeld van God as 'n brand. Ons is dus beeldambassadeurs vir die boodskap van Jesus Christus. En in die Christendom is daar nie 'n klousule wat sê dat ek moet eers perform, ek moet eers iets doen. Daar's nie 'n klousule dat dit sê ek moet die geld terugbetaal as ek nie doen dit wat God vir my sê nie. In die Christendom is dit geskryf met liefde. Ek en jy is in die oë van God met liefde aan hom vasgemaak. Mag die Here vir jou seën, mag jy vanoggend besef dat jou waarde as mens in God se oë ongelooflik hoog is. Amen.